Hallo almal en baie welkom. Vandag gaan ons so 'n bietjie speurder speel en 'n heerlike wetenskaplike raaisel oplos, een wat jy sekerlik al self ervaar het. So, mag gered. Reg so, kom ons spring sommer dadelik weg. Het jy al ooit hieroor gewonder? Hoekom is dit dat daai lekker kleurvolle M&M's in jou mond smelt, maar in jou hand niks? Hulle bly kliphard. Dis nogal 'n raaisel, né? En dis presies wat ons vandag saam gaan oplos. En ek is seker jy het hierdie al gehoor. Maar sien, dis nie net 'n slim advertensieslagspreuk nie. Dis eintlik gebaseer op 'n regte wetenskaplike beginsel wat ons nou gaan ontbloot. So ja, die advertensie het die waarheid gepraat en ons gaan nou uitvind presies hoekom. Goed, om hierdie sjokoladeraaisel op te los, moet ons eers 'n bietjie inzoom. Ons moet kyk na waaruit alles, en ek bedoel alles, om ons gemaak is. Kom ons kyk na die kleinste boublokkies van materie. So, wat presies is hierdie materie? Wel, dis eintlik baie eenvoudig. Dis enigiets wat spasie opneem en massa het. Kyk gou om jou. Jou lesenaar, die stoel waarop jy sit, selfs die lug wat jy inasem. Dis alles materie. En hier is ons eerste groot leidraad. Die geheim om dit alles te verstaan lê in iets wat wetenskaplik is, die deeltjie-teorie van materie noem. Dit is die sleutel tot ons hele ondersoek vandag. Nou hierdie teorie het 'n paar eenvoudige, maar baie belangrike reëls. Eerstens, alle materie bestaan uit piepklein, onsigbare deeltjies. Tweedens, daar is altyd 'n bietjie leesspasie tussen hulle. En nou die derde een is krities. Hierdie deeltjies is nooit stil nie. Hulle is altyd aan die beweeg. Hulle dans of 'n bevrede die hele tyd. En laastens, hulle trek na mekaar toe aan, amper soos klein magneetjies. Goed, so ons weet nou van die deeltjies. Kom ons kyk na ons 3 hoofverdagtes in hierdie raaisel. Die verskillende toestande of forme waarin materie kan bestaan. Kom ons dink gou aan hoe hierdie deeltjies in elke toestand optree. In 'n vaste stof, sê nou maar 'n ysblokkie, is hulle styf vasgepak en kan net op een plek vibreer. Dis hoekom 'n ysblokkie sy vorm hou. In 'n vloeistof, soos water, het hulle genoeg energie om so ver bymekaar te gly. En in 'n gas, soos stoom, wel, daar het hulle so baie energie dat hulle heeltemal vry en vinnig rondbeweeg om enige spasie te vul. Weet jy wat? Kom ons dink hieraan soos 'n klaskamer. Vaste stowwe, dis soos leerders wat by hulle banke sit. Hulle kan wikkel en vroetel, maar hulle bly op hulle plek. Vloeistowwe aan die ander kant is wanneer die leerders begin rondbeweeg tussen die tafels. En gasse, dis pouse, almal hardloop rond op die speelgrond en hulle zoom vrylik oral rond. OK. So ons weet nou die deeltjies is verskillend gerangskik. Maar hoekom? Wat veroorsaak dit? Dit bring ons by ons volgende groot leidraad. Ons moet uitvind wat presies hierdie deeltjies se danspassies beheer. Die antwoord lê in iets wat ons kinetiese energie noem. Dis 'n daftige naam, maar dit beteken eenvoudig net die energie van beweging. Hoe vinniger ons klein deeltjies beweeg of vibreer, hoe meer kinetiese energie het hulle. Dis 'n direkte verband. Vinniger beweging, meer energie. En wat is dit wat hierdie deeltjies meer energie gee? Hitte. Ja, hitte is die geheime bestanddeel in ons raaisel. Wanneer ons hitte byvoeg, is dit soos om die musiek vir hierdie deeltjie dans harder te draai. Hulle absorbeer daai energie en begin dadelik baie vinniger beweeg. Kom ons breek dit gou af, stap vir stap. Eers, in 'n vaste stof vibreer daai deeltjies net so liggies op hulle plek. Dan voeg ons hitte by. Hulle sluk daai energie op en begin baie vinniger vibreer. Uiteindelik vibreer hulle so woes dat hulle letterlik losbreek van hul vaste plekkies af. En net so, die deeltjies kan nou verby mekaar gly en dit het 'n vloeistof geword. Hierdie hele proses word 'n faseverandering genoem. En met daardie laaste stukkie inligting het ons nou al die leidrade wat ons nodig het. Ek dink ons kan sê die saak is so te sê gesluit. Kom ons los ons heerlike wetenskapsraaisel finaal op. So, kom ons gaan terug na heel aan die begin. Met alles wat ons nou geleer het oor deeltjies, energie en hitte, hoekom smelt M&M's in jou mond maar nie in jou hand nie? Wel, die antwoord is eintlik eenvoudig, maar briljant. Jou hand is warm. Ja, maar jou mond, wat aan die binnekant van jou liggaam is selfs warmer. En dit, daai klein temperatuurverskil, is die sleutel tot alles. Kyk, daardie ekstra warmte in jou mond beteken meer hitte-energie word baie vinniger oorgedra van jou mond na die M&M. Die deeltjies in die sjokolade kry skielik 'n reuse hupstoot van kinetiese energie.
Hierdie deeltjies begin so woes en vinnig vibreer dat hy aantrekkingskragte wat hulle in 'n netjiese, vaste patroon gehou het, sommer net nie meer kan byhou nie. Hulle breek los van mekaar. En wat noem ons dit nou weer? Jep, presies. Die M&M ondergaan 'n faseverandering. Dit verander van 'n vaste stof na 'n vloeistof. Met ander woorde, dit smelt. En daar het jy dit, raaisel opgelos. Wat vir my so ongelooflik is dat hierdie nie net oor lekker goed gaan nie. Hierdie presiese idee, hierdie energiedans van deeltjies, verduidelik so baie ander dinge wat ons elke liewe dag sien. Dink net 'n bietjie daaroor. Daai ysblokkies wat in jou koeldrank smelt, dis 'n faseverandering van vaste stof na vloeistof. Die water wat in 'n ketel kook om stoom te maak, dis vloeistof na gas. En selfs daai pragtige ryp wat op 'n koue oggend op 'n venster vorm, dis gas wat direk na vaste stof verander. Alles is te danke aan deeltjies wat of energie bykraai of energie verloor. So, ons het nou gesien hoe die byvoeging van hekke alles laat dans. Maar dit laat my wonder, wat gebeur as jy hitte begin wegneem? En nog meer wegneem, en nog meer, totdat die deeltjies amper heeltemal stilhou. Wat gebeur by die koudste temperatuur wat moontlik is? Dis dalk 'n raaisel vir 'n ander dag. Dankie dat julle vandag saam gespeur het.